Goeiemôre. Gedagte 7 vandag. My woorde. Laat my net toe om iets te sê, voordat ons na die gedagte luister. As jy na Jesus luister, sal jy verstaan wat dit is om reg te lewe en reg te doen en regverdig te wees, om reg op te tree en om jou tong te beteël. Ja, ons oortree, ons gee aanstoot en ons maak mense seer. Ons uiter woorde, wat ons nooit moes geuiter het nie. En dit sny deur ons geliefdes se harte. Dit laat die mere opvlam. En nadat daar seer skerp woorde geuiter is, wat nooit weer ongedaan gemaak kan word nie, dan is ons spyt en ons is jammer oor ons eie woorde. Ja, dit is die lewe. Dis erg, maar dit is 'n werklikheid en jy weet dit ook baie goed, want ook jy, glo ek, het al spyt gekry oor woorde wat jy aan ander toegesnou het, nê? Ja, somtyds loop ons op wolke en somtyds stort ons trane deur lang nagte in ons kussings en oor gister as ons lê en rondrol. Gister het kompleet gevoel of die lewe 'n afspraak gehad het om my dag in nag te verander. En toe daar skielik 'n donker wolk my hele kaartehuis in mekaar laat stort het, nê? Nou, besluit jy, het ek genoeg gehad. Ja, ja, ek sê wat ek wil sê. Daar is nie 'n wag of 'n stop voor my mond nie en die woorde borrel net uit. En hoe meer ek praat, hoe slegter maak ek dit. Dan maak my hartseer my depressief en maak my hartseer my teleurgesteld in myself en dit krap my om en dit maak my baie ongelukkig. Die stem hier binne bevestig dat ek nou onvolwasse, onbekwaam en ongewild opgetree het en is. Ek soek na iets om myself te regverdig, maar ek vind dit nie. Ek het die deurmekaar dag toegelaat om my so negatief en agterdogtig in te stel, dat ek sonder om 2 keer daaroor na te dink. Ek het my mond en my hart oopgestel vir die werk van 'n bose gees, die duiwel, wat dit na die beste van sy vermoë gebruik het. Ek hou nie van myself oor geuiterde woorde nie. Ek kan dit nog sterker stel. Ek wens ek het vlerke gehad om weg te vlieg en nooit weer terug te keer nie. Luister wat ek vir jou sê. Vergewe jouself, sê die stem van die Heilige Gees. Jy is net 'n mens. Dit is nie die einde van die wêreld nie. Môre is 'n nuwe dag. Gister is nie 'n opsomming van die lewe nie. Dit is een minder onaangename oomblik wat in die geheel opset plaasgevind het. Ontspan asseblief. Ek wonder of jy ook somtyds sukkel om jouself te vergewe. Ja, vergifnis werk ook na binne toe. Moenie dat die bose duiwel toegelaat word om jou Godgegewe vreugde te steel nie. Bou 'n bruggie, kom daaroor. Môre is 'n nuwe dag en dankie Here Jesus, dat U my help met die wagte van my tong. Laat van hierdie oomblik af, asseblief, die woorde van my mond welbehaaglik voor U wees, o Here my God. En dan sê U vir ons en daar in 1 Johannes 3 vers 20, as ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete. Hy weet alles. Mag die vreugde en die blydskap deur die Heilige Gees opnuut in jou hart geplaas word vandag. Seën, vrede en genade vir jou geliefde kind van God, vir wie die Here so liefhet. Amen.